Here, dankie dat ons vanoggend by die voete kan ons. Dat ons by tot rus kan kom by U. Dat ons kan weet, U is die God van die heelal, en maak nie saak hoe groot ons probleme is, en maak nie saak hoe groot ons bekommernis is. Dankie dat U groter, sterker en magtiger is, alles wat ons ooit kan dink op doen. Dankie Here dat U vandag van ons boodskap het. Help ons om te luister, help ons om toe te laat, dat U ons lewe kom verander. Dankie Here vir U grootheid, U liefde en U genade. Amen. Kom ons lees, Lukas 15. Dit is 'n lang verhaal, 'n bekende verhaal, maar ek wil dit graag vir ons lees. So ons gaan eers vers 1 tot 3 en dan gaan ons oor na vers 8. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Ons gaan na vers 11 toe. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het die goed tussen hulle verdeel. Die dag daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe getrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het daar 'n kwaaie hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gewerk het. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, want niemand het hom daarvan gegee. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel daghongers, en hy het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van honger. Ek sal dadelik aan my pa teruggaan, en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek het nie meer werd, om pa sy seun genoeg te word nie. Behandel my soos een van pa sy daghongers, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Hy het nog ver aangekom. Sy pa het hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hartig hom tegemoet, omhels hom en soen. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa sy seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring klere, die beste, en trek het vir hom. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kaas, slag hom en laat hom ons eet en fees nie. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het dit teruggekry. Toe het hy hulle begin fees vier. Sy oudste seun was op die veld toe hy terugkom en naby die seun was, by die huis was. Hoor hy musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediening nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, die broer het teruggekom. En die pa het die vetgemaakte kaal geslag, omdat hy hom behouer en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan. Sy pa het gaan tot uit en praat nooit met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare waar ek soos 'n slaaf gekom, nog nooit het ek opdracht van pa verpas saam. En vir my pa nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees doen. Maar nou, dat hierdie seun van pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook jou. Maar ons kan tot nie anders as om feest te vier en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, hy lewe weer, hy was verloren, en ons het hom teruggekry. Jy, hoeveel skuld jy?
Tot sover. Dis 'n baie wonderlike verhaal. En Jesus doen wat hy altyd doen, hy sit by mense by wie die gemeenskap die ding moet sit. Hy spandeer tyd saam met hulle en hanteer hulle goed. Dan die fariseërs en skrifgeleerdes en alle mense wat belangrik was, kon het glad verstaan. Hoekom meng jy jou met sulke slegte mense? Dit is mense wat uitgegooi het in die samelewing, wat so baie sonde gedoen het, dat hulle nie verdien het, dat hulle tussen normale mense kon wees. Dit is absoluut onrein en skerp. En hier kom Jesus, en hy eet saam met hulle, hy spandeer tyd saam met hulle, hy laat toe dat hy na hulle luid, dat hulle na hom luister, dat hy onderrig, dat hulle help. As mens denk dat oorloop, dan sal hierdie term collateral damage. Dis gaan oor die neveneffekte van oorloop, ons allemaal ken dit. Dis mense wat op goed wat in die pad was, mense wat per ongeluk omgekom het, wat deur bomme verwoes is. Mense wat per ongeluk op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek was. Neveneffekte van oorloop. Dus goed dat mense na die oorlog duidelijk was, dit was maar deel van die oorlog. Dit het gebeur, het kan niks aan doen. Ons kon het nie help. As jy denk aan die termineeringseffekte van oorlog, dan bestaan ons baie keer in ons samelewing ook mense en goed as neveneffekte. Mense wat op die verkeerde tyd op die verkeerde plek was. En in daardie tyd, mense wat so beïnvloed is deur sonde, dat hulle nie meer gehelp kon word nie. Dat mense hulle uitgeskyk in die samelewing, uit die samelewing en het gesê wat as niks sal vir jou anders meer. Dit is so ver weg, en kan nie meer terugkom nie. Verwaar en uitgeskyk. En Jesus kom en hy sit by die mense. Hy spandeer tyd saam met hulle. Die mense kom tot bekering en hulle draai hulle lewe om en hulle lewe verander. En die mense, die fariseërs, nou jy sê, maar hoe kan jy tussen hierdie mense meng? Jy gaan jouself onrein maak. Dan kom Jesus en hy vertel 3 van hulle. Die gelykenis van die verlore muntstuk, die gelykenis van die gelykenis van die verlore skaap, verlore muntstuk, en dan die gelykenis wat so net gelees het van die verlore seun. En die laaste een gaan oor 'n kind wat baie sleg was. Dat regtig nie meer die reg gehad het om sy pa se seun genoem te word. Hy kom na sy pa en sê, hy soek so lank sy af. En essensie wat hy eintlik sy pa se wens eintlik was om dood, dat hy sy goed kan kry en dat hy sy lewe kan leef soos wat hy dit wil leef. En die eerste van alles, vat hy die goed wat die pa van gee, hy maak het op goed gaan, en hy gaan gekoos op alles wat sleg is, alles wat nie reg is nie. En hy verloor alles. Hy maak het totaal gemors van sy lewe. Om hongersnood in die nacht, en hy verloor letterlik alles. En het is nie varke gaan sit, en hy wens het in een varkos het. Ek weet nie van julle al voorbij een varkplaas gereid nie. En dit is eigenlijk nie goed. Dit is dat die mens so die verhaal so honger is, dat die wens het as om die vark te gee. Dit is baie van my naam. En hy besef hierdie sien, dat hy werkelijk in sy oude reis gehad. Hy besef wat hy gehad het, hy besef dat hy verskrikkelijke fout gemaakt het. En dat hy eindelijk nog altyd rechtig geleef het. Hierdie lewe wat hy so gedroom het oor homself, is die ware lewe. Dit wat hy was sy pa gehad, was ware lewe. En dan krijg hy sterktes en bene terug na sy pa. En hy weet, hy moet nie sy seun wees nie. Hy gaan terug om slaaf te wees. Hy gaan terug so dat hy kan oorleef. Maar dan moet die pa iets heeltemal buiten gaan. Soos die vaar, en die seun gaan vaar as aangeloop kom, sien die pa en hy hart kom te gaan. Hy is so blij en dankbaar dat sy seun terug is.
die seun wat hy lief het, dat hy hom omhels in die veiligheid en swakheid, en hy sê vir sy werkers, kom ons vier fees, kom ons geef hom die beste wat ek het, kom ons vier fees, want my seun wat dood was, het weer teruggekom. Wat wil Jesus met hierdie verhaal kom sê? Hy kom sê vir hierdie mense, niemand is gelukkig nie. Niemand is meer so ver weg van sonde, so ver weg dat jy nie terug kan kom nie. Niemand op aarde. Elke mens is kosbaar genoeg om gered te mag word, waardig genoeg om dat hy om kan red. Op die oude staat Jesus aan die kruis, almal van ons. En al wat ons moet doen, is ons moet het aanvaard, vir ons en ons terugkom. So Here, help my om weer op te staan. Help my, ek kan nie ontslaar op van al die slegte. Ek kan nie ontslaar op van wat ek aangevang het nie meer. Help my, draai my weer om. God wat ons sê, kom huis te neem. Maak is ook wat jy gedoen het. Ek het gestraft daarvoor. Jy hoef nie meer gestraft te word. Dan is wonder, die vraag van my, ons toets ons boundaries, dit is baie keer as kinders. Ons kyk hoe ver kan ons die push, hoe ver kan ons oor die touw kan. Die vraag dan, hoekom moet ons altyd eers so op ons laagste wees, voor ons besef wat ons het, voor ons besef hoe groot Godse genade is, voor ons besef wat God vir ons kon doen. Daai seun wat teruggekom het God gered, en hy sal vol lewe lewe, het sy pa terugverwelkom, maar hy sal nooit weer dieselfde wees. Hy het seer gekry. Hy het 'n ander verhouding met sy pa bekom. Sal nooit weer alles wat hy ontvang het, vanselfsprekend aanvaar. Hy het ontdek hoe geweldig lief sy pa het. En dit is wonderlik, so groot wonderwerk is iemand wat regtig totaal en al verlore was, terugkom. Dit is wonderlik, dit is groot as Here dit doen. Maar aan die ander kant van die verhaal ook, die ander seun, wat nog altyd by sy pa was, hy is kwaad. En hy vraag hom, hoe kry hy seun special treatment? Hoe kom hy speciaal hanteer? Hy het doorgenoem. Hy het wel alles wat sy nie moes gedoen het, teendeel, in plaas van dat wel feest gevier moet worden, dat hy uiteindelik terug is, moet hy eindelijk gestraf word van wat hy gedoen het. Hoekom doen die ponde? Dan vraag maar, hoekom hanteer die pa hom nie ook speciaal nie? Hy is getrou. Hy het altyd gedoen wat hy moes gedoen het. Hy het ook nooit een voet verkeerd gesê. Hy was altyd gehoor van hom aan sy pa. Hoekom gee die pa nie vir hom nie? En dan kom die pa en hy sê dan, my kind, jy was nog altyd in my teenwoordigheid. Wat myne is jou. Ek kan het doen, jy kan feest hier. Jy was nog altyd hier, die seun van my, het ek verloor, doodgegaan. En dis kom het lyk, of hy special treatment, of hy speciaal hanteer word. Want hy was so laag, en dan kom hy weer daar waar jy is. Maar jy was altyd daar, jy was altyd hier by my, jy het altyd alles gekry wat jy nodig het. En betekent van dinge, het gebeur met ons ook. As jy groot word in een christelike huis, jy is in die teenwoordigheid waar jy sien hoe jou ouers die Here aanbid, hoe jy hulle afhanklik is van God, hoe hulle die lewe saam met God lewe, en dan word jy ook deel van dit, jy ervaar wat het beteken om die hele tyd saam met God te wees. En dan kom ons later in ons leven en sien ons die verskrikkelijk groot wonderwerke, want betekent mense soos een groot wonderwerke nodig om terug te kom by die Here.
En vraag jy, maar hoekom het die Here nie net ook met my? Hoekom vraag die Here nie met die stem aan die hemel uit, wat doen nie die verskillende groot wonderwerke in die lewe? Dan kom God en hy sê, my kind, jy was nog altyd by my, jy het nog altyd ervaar. Jy het nie verhoog geraak. Maar kijk jy wat ons ook besef, die feit dat jy saam met die Here jou hele lewe lang 'n pad kan stap, is 'n wonderwerk in itself. Is 'n wonderwerk op sy eie. Die feit dat jy altyd by my kan weet, dat maak nie so wat die lewe na my kant te gooi, jy is myne. Jy was nog altyd daar. En ek was nog altyd daar. Het word ons norm. Wat het voordat ons dit te weet, maar om by God te kan wees is ons norm. Om in sy teenwoordigheid te kan wees, om te weet maar ek beloof, tot die einde van tot vir ewig, kan ek by hom wees. Dis 'n voorreg in sigself. En dit is wonderlik. En dan vraag ons baie keer, maar hoekom word hierdie mense so bedaard? Hoekom word die bedaard? En die vraag is, om as 'n mens in jou eie lewe kom, en jy jou hele lewe lang, so 'n bietjie jou gemors gemaak in jou lewe, jy kom tot elke keer en jy ervaar die Here en jy kry redding op God af. Daai persoon het net so klein dingetjies van die Here. Dis nie bedaard nie. Dis 'n voorreg vir daai persoon om God te kan ontmoet. Daai persoon maak 'n 180 grade draai in sy lewe en is wonderlik en is groot. Dit is baie groot. Maar ons kan as jy groot word in die huis in 'n Christelike huis, die hele tyd saam met die Here kan wees, is net so groot wonderlik. Ons het geleentheid, om nie net aan die einde van ons lewe 'n stukkie van God te beleef nie. Ons kan ons hele lewe lang 'n stuk van God saam met God wees. Is dit nie wonderlik om dit kan weet? Dat ons nooit sonder God hoef te gewees. So die Here sê, hy sien ons almal, hy stap 'n baie spesifieke pad met elkeen van ons. So ons vier fees in ons lewe, ons kan dankbaar wees. Dis ons vir ewig saam met God kan wees. Vir die Here trek niemand voor nie. Maar hoekom moet 'n mens eers jou lewe weggaan voordat jy besef dat die Here was altyd lief vir my? As jy net van die begin af as jy net gekom. Ons is allemaal gelukkig. En God beskou ons allemaal, net soos wat Jesus hier kom sê. Maak jy so wie jy is, of jy hele lewe nog by my is, jy is kostbaar, ek sê rond, ek het jou verskrikkelijk lief, en ek gaan jy vir altyd lief hê. Niks kan jy skui van my lief hê. Maar as jy eers soms gepad verdwaal het, tussen die skaap, een skaap en die 99 los is die skaap achter, en hy gaan sit een skaap. Die skaap is net so belangrijk. As jy afgedwaal het, eers soms gepad, is jy net so belangrijk, jy is net so kostbaar vir God. Jy is geliefd. Het was allemaal gestaan. En die Here het elkeen van ons so lief as ons die enigste persoon in die wêreld is. En hy sal alles doen om jou te laat besef dat jy kostbaar is, dat hy jou raak sien en dat ek hom sê, maak jy so wat die lewe na jou kant gaan, jy sal altyd by my wees. Selfs al sterf jy, selfs as dit is so erg dat jou lewe jou aard tot die einde kom, jy sal steeds by my wees, ek kan jou vast. En by my sal jy nie in die steek. Of jy nou die nodig raak het eers aan sy pas neem, of jy altyd by jou paal was, jy is geliefd, en niemand is collateral damage. Mag jy dit weet, mag jy in die leidenstyd besef, of jy nou altyd by die Here is, of jy nie by die Here was in die tyd nie. Ons allemaal maak foute, ons
Ons almal doen sonde, ons almal het maar dinge wat ons nie sukkel. Die Here sê, jy is kosbaar. Leef voluit saam met my. Kom terug. Kom ons vier fees. Wees dankbaar en besef dat jy nog nooit alleen was. Die God van die heelal sal jy nooit in die steek hê. Daardeur gaan ons weer lyding, ons fokus liefde op ons lyding. En God sê, nou Psalm 23, selfs al gaan ek weer die dal van doodskade doen, selfs daar is het baie. Ek sal jy nooit in die steek hê. Soos ons lyding ervaar, soos baie erg bewus is van ons lyding in die 40 dae, Betijker sterf ons, en meeste van die tyd sterf ons van die visies. Gaan ons aan die einde, na die 3 dae, weer sal met een opstand. En weet, ons kan vir altyd in sy vrye weet. Mag jy dit weet, mag jy vasthou daaraan met jou aas. Kom ons bid. Here, dankie. Dankie vir wat U vir ons kom doen het. Dankie dat maak ons op wie ons is nie. Of ons goed is, weer goeie op die slegte tyd gaan. Dat ons nog altyd by U was en het ons rechtig teruggekom na U toe. U is altyd daar vir ons. U sien ons na en ons is kosbaar. Dankie Here dat ek met 'n gebroke mens kosbaar kan wees vir U. Dankie dat U my raak sien en dat U my altyd sal lief hê. Here, dit is die een sekerheid in die lewe wat ons sien, is dat U vir ons altyd sal lief is. Dankie vir die grootheid, liefde, genade. Maak ons om bewus te raak van dit. Dat ons dit nie net van sal speel en sal maak, maar dat ek sal weet, die feit dat ek U mag ken, U my raak sien, die my lief het,